Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Vir die wat dalk nie is op die kanaal, ek is Jacques Loots en dis vir my so enorme groot voorreg om saam met jou God se woord te kan bestudeer. Baie dankie dat jy deel is van ons bediening en ons mag jou dalk nie persoonlik ken nie, maar weet verseker dat ons jou waardeer en dat God jou baie liefhet. Ons kyk in die volgende klompie episodes na die gelykenis van die saaiër wat Jesus vertel het in Markus 4. Ek noem hierdie reeks die potensiaal van die woord. En hier is gebore uit 'n hartseer in my wanneer ek na my medeboeties en sissies in Christus kyk. En ek sien die verwoesting in hulle lewens, emosioneel en fisies. En ek weet dat dit teenstrydig is met God se beste vir ons en dit waarvoor ons Here Jesus aan die kruis gesterf het en vir ons betaal het. En ek luister na wat mense sê en dit gryp my in my hart. Ek dink nie mense glo alles wat in die woord beloof is nie. Hoekom nie? Daar kan seker baie redes wees, maar weer eens, as ek luister na hoe mense praat, want jy weet, wat die hart van vol is, sal die mond van oorloop, maar as ek luister na wat mense sê, dan kom ek agter dat 'n groot meerderheid het op 'n plek gekom waar ons, en ja, ek sluit myself ook hier in, maar ons het op 'n plek gekom waar ons toegelaat het dat ons omstandighede vir ons 'n groter realiteit geword het, is dit wat die woord beloof. Ons het begin toelaat dat ons omstandighede dikteer hoe ons God se woord interpreteer. Wat bedoel ek hiermee? Nou kom ons spring sommer in die diep water in en ons draai nie doekies om nie. Wanneer dit kom by God se genesing, het meeste mense of 'n baie verdraaide siening oor hoe God kyk na siekte en hoe hy dink oor genesing, of hulle het begin om God se wil om te genees te meet aan hulle eie ervaring. En in plaas daarvan dat hulle hul ervaring onderdanig maak aan God se woord, maak hulle sy woord onderdanig aan hulle ervaring en pas hulle hul teologie aan om hul siening te regverdig. En ek wil vandag met die intrapslag begin met die einde van die gelykenis van die saaiër in Matteus 4 vers 20, wat Jesus sê, en dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 30, 60 en 100voudig. Die woord het altyd 100voudige potensiaal. Altyd. Reg deur hierdie gelykenis, vanaf die pad tot by die goeie grond was die saad dieselfde, was die woord dieselfde en was die potensiaal van die woord dieselfde. Maar wat is die een ding in hierdie gelykenis wat verskil het en wat die mate van opbrengs verander en bepaal het? Die mense hart. Ons harte bepaal die opbrengs, nie die woord nie. Die rede hoekom die woord nie 'n opbrengs gelewer het op die harde pad of tussen die klippe of tussen die onkruid nie, is nie omdat daar fout was met die saad nie. Selfs daai saad het 100voudige potensiaal gehad. Die saad verander nooit nie. Dis die hart wat die veranderlike is. Dis die hart wat die opbrengs bepaal. En ek weet vir meeste mense is hierdie bietjie van 'n ontnigtering, maar dis ons harte wat bepaal of die woord werk of nie. God gaan nie autokraties net jou lewe domineer en doen wat hy wil nie. Hy sou onregverdig wees as hy dit doen. Ja, hy wil hê dat ek en jy gesond moet wees. En ja, hy het reeds die volmaakte volkome prys betaal sodat ons in volkome genesing kan leef. Hy het reeds gedoen wat hy moes doen en kon doen. En ons gaan in die toekoms na baie tekste kyk wat hierdie waarheid vir ons bevestig. Maar ek gaan vandag met hierdie een begin en hom in jou midde los. Psalm 107 vers 20 sê, hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red. God se woord het genoeg krag gehad om die ganse heelal soos ons dit ken in slegs 6 dae te skep. Een enkele woord vanuit sy mond het vir ons onder andere ons son geskep, wat die perfekte afstand van die aarde af is. Omtrent 150 miljoen kilometer as jy daai som kan doen. En brand teen 5500 grade Celsius. Net die perfekte hitte om lewe op aarde te verseker. Alles met 'n woord. En daai selfde woord het hy gestuur om ons te genees. Geliefde van Jesus, die woord van God dra die 100voudige potensiaal om jou volkome te genees.
op elke liewe vlak van jou lewe, fisies, emosioneel en sielkundig. Daar's maar geen fout met die woord nie. En ek sê dit nou nie vandag om jou bedruk of sleg te laat voel nie. Hierdie is nie om jou op 'n guilttrip te stuur nie. Dis om jou hoop te gee. Dis om jou te laat begin begryp, jy besit die vermoë om jou toekoms te verander wanneer jy jou hart en jou geloof in lyn met God se woord kan kry. God het reeds deur sy woord bepaal dat genesing vir jou beskore is. Jesus het reeds dit vir ons aan die kruis gekoop. Is jy ontvanklik genoeg om hierdie reis saam met my aan te pak deur sy woord, sodat ons kan sien en leer wat is die volle potensiaal en dat ons daai volle potensiaal, daai 100voudige opbrengs ook in ons lewens en liggame kan ervaar. Vandag is 'n uitnodiging. Al wat ek vra is, sit jou opinie en ervaring net vir 'n oomblik op sy en wees bereid om in die volgende klompie episodes te luister en wees gewillig om te glo soos 'n kind. Ek hoop om jou môre weer hier te ontmoet. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord vandag vir ons sê. U het u woord gestuur om ons te kom genees. En u woord het 100voudige potensiaal. U woord het al die krag, al die mag, alles wat nodig is sodat ons in perfekte, volkome gesondheid kan leef. Sal u in hierdie volgende klompie episodes en deur u woord ons help om ons harte voor te berei om in lyn met u woord te kan glo, sodat ons daai opbrengs ook in ons lewe kan ervaar. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.